Die Romeine was baie trotse mense. Hulle het oor al die volke regeer, ook oor Israel. Waarom is hulle luister na die boodskap van 'n Jood wie se land hulle verower het? Vir hulle was die kruis 'n plek van straf en vernedering, 'n plek van bespotting en swakheid. Teenoor die trotse Romeine wat die wêreld regeer het, was die Christene meestal slawe en gewone mense. Dit was nogal baie gevra om van die mense van Rome te verwag om na die boodskap van die kruis te luister. As jy in so 'n wêreld geleef het, sou jy na die boodskap van die kruis luister. Paulus kies egter om kant te kies vir die kruis. Daarom sê hy ook in Galasiërs 2 vers 20 dat hy saam met Christus gekruisig is en hy nie meer leef nie, maar Christus in hom leef. In Romeine 1 vers 16 sê Paulus dat hy hom nie skaam vir die evangelie of die goeie nuus van die kruis van Christus nie. Dit wat deur mense as veragtelik gesien word, is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Die woord vir krag is die woord dynamis en dus waar ons woord dinamiet vandaan kom. Die krag van die evangelie is dat dit soos dinamiet onstuitbaar is. As dit ontplof, verander dit die hele omgewing. Paulus sê hy skaam hom nie vir die evangelie nie, want die evangelie van Christus het die krag om mense se lewe te verander en nuut te maak. Ons leef in 'n wêreld met baie stikkindheid en probleme. Besef jy dat as jy Jesus Christus in jou lewe het, jy die antwoord vir al die probleme in die wêreld het. As die Here Jesus inkom in mense se lewe, verander hulle lewe en word alles nuut en anders. Daarom is Paulus nie skaam om hierdie goeie nuus te deel nie. Maar wat van jou? Kies jy om altyd aan die kant van die kruis jou plek in te neem en die goeie nuus van die kruis te deel, selfs met mense wat dit nie wil hoor nie?